Ek wil vanoggend met u praat oor die konsep van ingeënt. Wat jy daar sien op daai prentjie is 'n olyfboom. En daai klein takkie daar is ingeënt. As jy mooi kyk sal jy sien, daar is hy gesny. Hierdie takkie is ingeënt op hierdie ou stam. En is dit so dat wanneer goed geënt word, nie al die ente vat nie? Wie van julle het al goed geënt? Ja, ek sien daar's 'n paar hande wat opgaan. Julle jong mense, begin iets gaan doen, man. Begin kom van die sosiale media af, gaan stay op plan. Maar ons almal wat al iets geënt het, sal weet dat die ente vat nie. Party vat nie. My skoonpa het hierdie verskriklik interessante metode wat hy gebruik om nou dit mooi, dit is 'n liedjie oor wat hy eend. Heerlikheid. Ek weet nie waar die rou op die goed nie. Vat hy, maak die blomstamstukke en vat hy 'n plastiek sak vol modder en maak hy hom vas. So daar. Dan los hom vir 3 maande. Sy klaar is hy sakkie vol wortels. Sny hom op 'n plante. Kom ons lees Romeine, en ek wil vandag vir die vertaling is, ek wil graag net vir die konteks gee. Paulus skryf in Romeine en hy praat oor Israel wat Jesus verwerp het. Hulle het nie geglo dat hy die Messias is nie. As mense wat vanmôre probeer beweer dat Jesus nie bestaan het, daar is genoeg buite Bybelse bronne van mense wat ongelowig is, wat nooit Christene was nie, wat bevestig dat Jesus gebore is. So dit is 'n historiese feit. Daar is ook genoeg geskiedkundige bronne, buite Bybels, as ek sê buite Bybels, met ander woorde, is nie iets wat in die Bybel staan nie, dit is 'n eksterne bron wat bewys dat Jesus gekruisig is. En hulle het meer as genoeg buite Bybelse bewyse gevind wat bevestig dat Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het. En hierdie is briewe wat hulle gevind het, wat geskryf is deur ongelowiges, mense wat nooit Christene was of Christene geword het. So dit is 'n historiese feit. Die wêreld wil dit alles vertraai. Ek wil vir u lees uit die 2020 vertaling. Ek hou nogal van die 2020 vertaling. En voordat jy sê, ja, dis 'n luister, kyk luister. Wat ons nou nie doen. Ek wil vir u lees van vers 11 af. Hy sê ek vra verder. Maar ek wil daai vers wil ek eintlik in die ou vertaling lees. Ek vra dan, het hulle miskien gestruikel om te val? Nee, stellig nie. Hoor wat sê hy. Maar deur hulle val het die saligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak. Die feit dat die Israeliete Christus verwerp het as die Messias wat beloof is en wat sou kom, en vir die wat nou gehoor het, Jesus het meer as 300 van die profesieë in die Ou Testament wat gaan oor sy lewe in vervulling gebring in sy leeftyd op aarde. Meer as 300. So hierdie is nie sommer net toevallig nie. Toe hulle Christus verwerp, God se reddingsplan was om die wêreld te red. Want ek gaan net oor daai skrif vir u lees. In Johannes 3 vers 17 sê die woord van God, hy sê, want die Seun van God het nie na die wêreld gekom om dit te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Almal ken 3:16. Want so lief het God die wêreld gehad. Nie die Jode gehad nie. Nie die Israelies gehad nie. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy Seun gegee het. Net dat julle dink, die ding haak nie vas nie. Goed. Kom ons lees verder. Hy sê, nou gaan ek oor na die 2020. Ek vra verder, weer vers 11. Hulle het tog seker nie gestruikel, net sodat hulle tot 'n val sou kom nie. Hoe genaamd nie? Inteendeel, deur hulle val het die verlossing na die nie-Jode gekom om hulle jaloers te maak.
as hulle val 'n verryking van die wêreld meegebring het en hulle tekort 'n verryking van die nie-Jode, hoeveel te meer hulle volgetal? Wat sê hy hierso? Hy sê, ouens, luister mooi. As Christus, as die Israeliete, die Jode wat Christus verwerp het, en die verlossing van God tot ons beskikking gestel het, die Engelse praat van die Gentiles, vir ons tot beskikking gestel het, wat nie Jode is nie. Dink net hoe verstommend sal dit nie wees, as hierdie ouens wat Christus verwerp het, wel tot bekering kom nie. Tyd ontbreek om vir u te sê, hoeveel Messiaanse Jode daar is. Dit is verstommend wat besig is om te gebeur in die Midde-Ooste. Moenie ophou vir dit te bid. Vir julle uit die nie-Jode, met ander woorde, dit is die ouetjie wat ek en u vanoggend, as jy in die spieël gaan kyk, daai gesiggie wat jy sien. Tensy julle hele geslag van jou pa se kant en jou ma se kant nog altyd Joods was, is ons almal praat hierdie Bybel volgens met ons. Vir julle uit die nie-Jode sê ek, in soverre ek dan 'n apostel vir die nie-Jode is, strek dit my bediening tot eer. Weet jy wat sê Paulus net vroeër in die begin van daai hoofstuk? Hy sê ek is 'n Jood. Ek is 'n Jood. Ek het tot bekering gekom. Maar God het my geroep as 'n apostel vir die nie-Jode, vir die heidene. Dis hy. Waar is ek nou? Wat staan hier? In vers 14, in die hoop dat ek dalk my eie mense jaloers kan maak, dis nou die Jode, nie? En 'n aantal van hulle tot verlossing kan bring. Paulus was geroep primêr vir die heidene, vir ons, as ons nou daai tyd so geleef het, nie? Maar hy sê ten spyte daarvan, wil ek tog, dit sal my hart so laat bly word, so laat chiri, as van hulle wat Jode is, wel tot bekering kom. Ek hou net vas, ek is op pad iewers heen. As hulle verwerping vir die wêreld versoening meegebring het, wat sal hulle aanneming nie beteken nie? Hy sê niks anders nie as lewe uit die dood. Hoor nou hierdie skrif. In vers 16, hy sê, as die eerste stukkie deeg heilig is, dan is die hele baksel heilig. En as die wortel heilig is, dan ook die takke. As die wortel heilig is, dan is die takke ook heilig. Dis hoekom die Bybel sê, jy moet 'n boom goed maak en sy vrugte goed. 'n Boom kan nie goeie en slegte vrugte aan dieselfde boom dra nie. Hy sê, en as 'n aantal van die takke van die makolyfboom uitgebreek is en jy, die wilde olyf, tussen die takke ingeënt is, en so aan die voedingskrag van die makolyfboom se wortel deel gekry het, moet jy nie moet jy nie teenoor die ander takke spog nie. As jy wel spog, hoor wat sê hy, vers 18, dit is 17, ons gaan 'n bietjie verder. Hy sê, as jy wel spog, jy ondersteun nie die wortel nie, maar die wortel vir jou. Ons is afhanklik van die wortel van hierdie boom waar ons ingeënt is. Ek gaan nou vir u sê waar dit vandaan kom. Jy sal dan sê, daar is takke uitgebreek, sodat ek op die boom ingeënt kan word. Goed en wel. Dit is deur hulle ongeloof dat hulle uitgebreek is, maar jy is deur jou geloof. Is daar deur jou geloof. Moenie hooghartig wees nie, maar wees vol ontzag. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy jou dalk ook nie spaar nie. So moenie dink jy dit chip on your shoulder. Moenie dink jy dit gemaak nie. Jy moet aan daai boom moet jy vasbly. Waar die dofheid kan jy sien. Waar kom? Jy moet daar vasbly. As jy dit nie doen nie, het jy moeilikheid. Sien daarom God se goedheid wel, sowel as sy strengheid raak,
Sy strengheid oor hulle wat afvallig geword het, maar sy goedheid oor jou, mits jy in sy goedheid bly, want jy kan ook uitgekap word. En wat hulle betref, as hulle nie in hulle ongeloof volhard het nie, sal hulle ook weer ingeënt word. God is magtig om hulle weer terug te ent. Jy sien, baie keer gebeur dit dat ek die Here gedien het. En iets gebeur in my lewe, dat ek 'n ander pad loop. En ek raak losgemaak van die olyfboom. Het God nog steeds die vermoë om my terug te ent in daardie boom? Die mooiste getuienis, I didn't ask you, but it's fine, kan ek dit gebruik dan? Die mooiste getuienis is om Norman. Vir 10 jaar nadat hulle getroud is, het hy die Here pligsgetrou gedien. En daar gebeur 'n ding in sy lewe. Kyk, die duiwel vra nie jou toestemming nie. 'n Demoon vra nie jou toestemming nie. Hy soek net 'n deur wat oop is. Hy soek net 'n geleentheid. En daar is 'n deur in sy lewe wat hy oopgelaat het. En die vyand kom en hy verhard sy hart en hy draai sy hart op die Here. En vir 40 jaar was hy 'n geharde ateïs gewees. Ek het sy getuienis op by my huis, hy het op my uitgedruk, ek het dit. Hy het my vertel. Hy sê, man, dit is nog net 'n ou stukkie. Ons het lekker kuier dan, hoe vas jou matras, ons het lekker kuier. Maar 9 jaar gelede, kom hy by 'n kruispunt in sy lewe, waar hy besef, hy is op pad in 'n teater en sy 4de operasie binne 'n paar weke, en hy besef, as ek vandag sterf, gaan ek hel toe. En voordat hulle hom instoot, sê, wow, stop die lorry, bel die pastoor. Pastoor Ras, nee. Pastoor Ras was in die stort. Sy vrou sê, moenie worry nie, hy is daar. Hy is op pad. Maar Norman sê, ek weet nie hoe hy dit reg gekry nie, want hy was soos blits was hy by die hospitaal. Hy sê vir hom, oom, glo jy dat God in staat is, dat Christus in staat is om jou te genees? Hy sê, ja. Daar is natuurlik ander goed wat ook gebeur het, nee? Wat gebeur het is, sy kleindogter gee vir die tannie video van God's Not Dead. Toe hy is ateïs, hy het boeke gekoop, hy het al sy familie, sy vriende probeer oortuig, daar is nie 'n God nie. Hy was 'n evangelis van ateïsme, so ooit een wil gesien het. Waar sit hy? Toe die tannie bly is dat hy sê, daar moet 'n God wees. Hy sê, ek ben nie opgewonde raak nie. Ek sê nie, daar is 'n God, ek sê nie, ek is 'n Christen nie. Maar so lang hy in die hospitaal, vir die 4de keer. En die pastoor vra vir hom, moet ek vir jou bid? Nou, of wil jy eers tel? Hy sê, ek weet nie of ek gaan uitkom nie. Ek weet nie of ek gaan lewe na hierdie operasie nie. Bid vir my nou. En die Here keer sy lewe om. En die Here spaar sy lewe. En hy is vandag nie 100%, hy is 200% uitverkoop aan die evangelie van vrede. Hoekom sê ek dit vir hom? Want God is in staat en by magte, as jy losgeraak het van hierdie boom, om weer terug te kom. Hy is die enigste een wat dit kan doen. Kom ek net vir gou vertel, nee. Die Bybel sê, ek het die moenie vir agter in die genade. Hy sê, as jy afvallig geraak het, is dit onmoontlik om iemand wat die hemelse gawe gesmaak het, en die Heilige Gees deuragtig geword het, om daardie persoon, as hy afvallig geraak het, weer tot bekering terug te lei. Jy verstaan hy skrif? Ek kan dit nie nou nie, maar die Bybel sê dit, as jy my nie glo nie, lees jou Bybel. God is in staat en by magte om teen die natuur in te opereer. Dis hoe hy funksioneer. Dis sy spesialiteit. Baie keer dan dink ons, jette nee, hierdie ou is ver in die wêreld. Daar's geen hoop vir hom nie. Hy sal nooit tot bekering kon kom nie.
Hy is so ver nie, jy skiet sy kos om in met 'n rekker. Vir die wat nie weet nie, is 'n ketty. Ekskuus ouens, ek is nie wat van 'n tompie rus. Maar hoe dit ook al sê. Maar dan kom God. Verlede week het ek julle vertel hoe God die karakter, die natuur, die DNA van water verander om iets anders van dit te maak. Water wat staan word vrot. Hy vat water en hy verander die chemiese samestelling van water in 'n oomblik en hy maak die beste wyn ooit. As jy iets weet van natuur en wetenskap, man, as jy vrugtebome al gesien het, sal jy weet. As daai vrug afgeval het, kan jy die beste wetenskaplike metodes gebruik. Dis wetenskaplik onmoontlik om daardie vrug weer terug in daai boom te kry. Want sy lewensbaar is afgesluit. Maar God is in staat en by magte om dit wel te kan doen. Hoor wat sê hy? Want as jy uitgekap is wat van nature 'n wilde oefye boom was en jy teen jou natuur op die makolyf ingeënt kon word, hoeveel te meer sal die natuurlike takke nie op hulle eie olyfboom teruggeënt kan word nie. Dit is nie ons natuur as heidene om ons na God terug nie. Ek wil vir dit sê, Romeine 1. Kom ek lees dit vir julle in die Bybel en dan weet julle ek is nie 'n valse leraar nie. Hoor wat sê die Bybel in Romeine 1. Vers 19. Kom ons sê vers 18. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Hulle onderdruk die waarheid. Hy sê omdat wat van God gesien van God geken kan word in hulle openbaar is. Hoekom? Want God het dit in of aan hulle openbaar. Dit maak nie saak wie jy is nie. Dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie. God het die mens geskape met 'n ingebore Godgerigtheid. Weet jy wat is interessant nie? Daar's mense wat hulle lewens daarvoor uitgee. Ouens met doktersgrade, met dik brille en wit jasse. Nee, wat hoogs geleerd is. Wat probeer om te bewys dat daar nie 'n God is nie. En hoe meer hulle dit probeer bewys, dan sê hulle dat there must be a divine creator. Dis net onmoontlik dat hierdie goed so kan gebeur. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Die menslike genoom. Dit is wat jou DNA bepaal. Nee, bestaan uit 3 miljoen basispare. 'n Basispare is kom ons sê 'n aardbeen. 3 miljoen en so tikkie. Nee. As jy net Adam en Eva se genome vat, net hulle twee, en jy verbind dit, dan kry jy meer as 30 biljoen verskillende verbintenisse. So God kon uit net Adam en Eva 30 biljoen mense maak wat nie dieselfde lyk nie. Hoe het julle dit? As jy gaan kyk, nee, daar's nou, hoeveel is daar nou? 8 hoeveel biljoen mense op die aarde? Dis meer, net uit Adam en Eva se basispare kon God meer mense maak as in die totale bestaan van die mensdom van die skepping af tot vandag. Dan dink die mense ons het God uitgefigure. Mense spandeer hulle hele lewe om die selle van plante, een sel, te ondersoek. Dan kan jy loop op die gras, ons sien dit nie eers nie. Maar God kom, hy is in staat in my mag om te doen ver bo dat wat ek nie kan doen. Goed, kom ons gaan aan, hè. Kyk wat sê Jesaja 23 vers 5 en hier is die 83 vertaling. Hy sê daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal laat opskiet.
'n koning wat verstandig sal regeer. Hy sal die reg eerbiedig en regverdig regeer in sy land. Ek wens ek het tyd gehad om oor hierdie goed te praat. Want ek het gepraat van die stam. Van die vyeboom, nee? Ag, nie die vyeboom nie. Ekskuus. Wat is storie? Die olyfboom. Jesaja 11 vers 1 en vers 2. Hier is die Afrikaanse ou vertaling. Dit is waarvoor hy ou vlees staan. Kyk wat sê die Bybel. Maar daar sal 'n takkie uitspruit uit die stomp van Isaai, en 'n loot uit sy wortels sal vrugte dra. Hoekom sê ek dit? Kyk wat gaan gebeur. Hierdie skrif, ek wens ek het tyd om oor hierdie goed te praat. En op hom sal die gees van die Here rus. In Openbaring lees jy van die 7 geeste van God. Hier's dit. Die gees van wysheid en verstand. The spirit of wisdom and understanding. Die gees van raad en sterkte. Power and might. Die gees van die kennis van die gees van kennis en van die vrees van die Here. God het sy Heilige Gees op Jesus onder naam uitgegee. Kyk wat sê Jesaja 11 vers 1, die 2020 vertaling. En daardie dag sal 'n wortel van Isaai as 'n banier vir die volke bly staan. Die nasies sal daarna vra en sy rusplek sal luisterryk wees. As ons gaan kyk wat sê die King James vertaling, sê die volgende. And in that day there shall be a root of Jesse, which shall stand as an ensign for the people. To it shall the Gentiles seek. The Gentiles shall seek. And his rest shall be glorious. Nou wie is hierdie stam? Wie is hierdie loot uit die stam van Isaai? As jy die geskiedenis gaan navors, sal jy weet dat die volk in ballingskap gelei is. Daar was die volk, die verenigde volk of nasie van Israel is verdeel net na in die tyd van Jerobeam en Rehabeam. Rehabeam was die klein seun van Saul, was die seun van Salomo. En toe word die koninkryk geskeur. Die 10 noordelike stamme het bekend gestaan as Israel en die 2 suidelikes het bekend gestaan as Juda. Omtrent 124 minder as 200 jaar later, toe word die noordelike stamme, die 10 stamme van Israel weggevoer in die Assiriese ballingskap. Die Bybel sê hulle is tot vandag toe is hulle in verstrooiing. Jy hoor van die diaspora, dis hulle is hele wêreld vol. En dan was daar die 2 suidelike stamme, Juda wat weggevoer was in Babylon toe. Dit was 124 jaar daarna en toe die konings tot einde gekom. Maar daar het 'n oorblyfsel gebly, 'n remnant. En as jy Jesus se geslagsregister gaan navors, gaan jy dit sien. Kyk wat sê die Bybel. Die geslagsregister van, dis Matteus 1 vers 1, eerste vers in die Nuwe Testament. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid. Nou wie is Jesse? Wie is Isaai? Dawid se papie. Die seun van Abraham. Ons almal weet Jesus was nie die seun van Abraham nie. Daar was 'n hele paar geslagte tussen Jesus en Abraham. Maar dis die manier wat hulle geskryf het om tyd te bespaar, sodat jy die lyn kan trek. So baie belangrik, in die Bybelse tyd was dit baie belangrik dat jy jou geslagslyn kon bewys. So gaan nie vandag oor praat nie. Kyk wat sê Romeine 11 vers 16. As die eerste stukkie deeg aan God geoffer word, beteken dit dat die hele baksel eintlik aan hom behoort. Net so, as die wortels van die boom aan God gewy is, sal die takke ook aan hom behoort. Ons word ingeënt in Christus Jesus. Party van die takke van hierdie boom, vers 17, sê, party van die takke van hierdie boom van die Joodse takke,
is uitgekap en jy die wilde olyf. Dit is die heidene, the Gentiles. Die baie nasies wat na verwys word. En jy die wilde olyf is op die makboom geënt, so deel jy ook nou in die lewenssap wat van die makolyf se onderstam af opstoot. Dis hoekom die Bybel sê, jy ondersteun nie die wortels nie, die wortels ondersteun jou. Uit onsself het ons geen wortel, ons is ingeënt in Christus. Ek kan nie vandag baie lank besig hou met Johannes 15 vers 1 tot 5, waar Jesus sê, ek is die ware wynstok, julle is die lote. 'n Loot het nie sy eie wortels nie. 'n Olyftak wat ingeënt is, het nie sy eie wortels nie. Jy kry jou lewenskrag, jou lewenssap van elders af. Hierdie makolyf is niemand anders as Christus Jesus. Kyk wat sê die Bybel in Johannes 3. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy moet 'n posisie inneem. 1 Johannes 5 sê, of 1 Johannes 2, hy sê, hy wat die seun het, het die lewe. Hy wat nie die seun het nie die lewe nie. Hy sê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, dis vers 17, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. My tweede laaste skrif, 2 Petrus 3 vers 9 tot 10. En hierdie kom van die English Standard Version. Hy sê, the Lord is not slow to fulfill his promise. Ek het aangetik of his return, because what promise is he referring to? If you look at verse 4, you'll see he speaks about the return. He will say, where is this return? Waar is die wederkoms wat julle so van praat? Hy sê, the Lord is not slow to fulfill his promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Waarom het Jesus nog nie gekom nie? Omdat hy wil nie hê enigiemand vanmôre in hierdie huis moet verlore gaan nie. Hy sê, but the day of the Lord will come like a thief. Die Afrikaanse ou vertaling en die King James sê like a thief in the night. 'n dief in die nag. And then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and all the works that are done on it will be exposed. Niks wat nie verborge, wat verborge is, wat nie geopenbaar word nie. Kyk net, as die hemelse liggame, die hemelliggame gaan brand, nou hy sê by die see gaan brand. Sorry. Die wildsplaas gaan ook brand. Gaan niks oor my nie. 1 Korintiërs 5 vers 20 sê, waar het skryf Paulus, hy sê, ons tree dan op as gesande om Christus ontwil, asof God ons deur ons vermaan. Ons bid hier om Christus wil. Laat julle met God versoen. Be ye reconciled with God. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God deur hom. God wil nie hê dat enigiemand verlore gaan nie. Hy wil nie hê dat mense in die ewigheid gaan staan en sê, ek het nie geweet nie. Ek het ander dag vir u gesê, hierdie boodskap wat u vanmôre gehoor het, gaan eendag vir u getuig of teen u getuig. Wat gaan u maak daarmee? Wat gaan u maak daarmee? Kom ons kyk nou. God is ernstig. God is ernstig. Hy wil nie hê dat een siel verlore moet gaan. Hy wil nie hê mense moet in die ewigheid verwyderd wees van hom nie. Gaan lees wat het met Lazarus gebeur. Nie Lazarus wat opgewek is, die ander Lazarus.
Hy sê, Here, stuur tog net vir Abraham om met my broers te gaan praat. My 5 broers. Die Here sê vir hom, hulle het die profete. As hulle nie eens na die profete en die wet gaan luister nie, sal hulle ook nie vir Abraham luister nie. Paulus sê, ek smeek julle, laat julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Ek het net al gesê, nie van ons weet of ons vanaand nie sommer gaan sien saak nie. Jy kan blakend gesond wees, ouderdom het niks meer te doen nie. My jongste boetie was 19 jaar oud. Blakend gesond, hy het geen gehad op my stadium, maar dit het nie sy dood veroorsaak, meer Frans ongeluk. Ek het weer gebring dat hy op 19-jarige ouderdom skielik gesien het hoe lyk die hemel. Is nooit te jonk om dood te gaan nie. Is ook nie te oud om jou saak met God reg te maak nie. Oom West was 'n gemeentelid van ons in Welkom. Hy was 'n matroos gewees in sy jong dae en net soos Poppa het ook al hy tattoos gehad. En sy ouderdom het hy tot bekering gekom. Om Jan van Wyk strompel in die kerk in een dag. Vol staalkoelis, dwelmslaaf. Iemand met 'n geleerdheid agter hom, hy was in die regsberoep. Strompel in die kerk en hy sê, help my, ek het hulp nodig. Sy 72. Hy het geweet, hy is verlore sonder Christus. En net soos ek en nie verlore sonder Christus. As jy vanoggend vir my sê, prediker, hierdie woord het vanmôre tot my hart gespreek. Steek jou hand op. Steek jou hand op. Baie dankie as jy hand opgesteek het, kan jy maar weer wat sê. Sê dalk, ek het die Here gedien. Ek het ook in die kerk groot geword, ek weet nie. Ek het gekasseer, ek is aangeneem en voorgestel. En God het nie vir my sin gemaak nie. Dit is maar net nog iets gewees wat ek moes doen. Maar ek besef sonder Christus is ek verlore. Feit dat jy in 'n kerk is, beteken nie jy gaan hemel toe nie. Ek sit eendag aan my kantoor, die kliënt 'n plaasboer, om sit daar, geharde plaasboer, sy hande is so skuurpapier. Aangestap in die lewe. Ek sê, hoe kan ek jou vraag vra as jy vandag sterf, waar toe gaan jy? Gaan jy hemel toe? Hy sê, ek hoop so. Ek sê, nee, dis wat die Bybel sê. Hy sê, dit het ek aan julle geskryf, sodat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, vir julle wat glo in Christus. Ek sê vir my, nee, ek het gedink jy moet maar in die systeem, word maar in die systeem groot. Hy was 'n ouderling in sy kerk, en hy sê, die haken van julle kom uit daai kerk en lidskap uit, jy sal weet waarvan jy praat. Ek sê, dit is nie wat jy hemel toe gaan vat nie. Hy vra my, bedoel jy daar moet 'n dag en 'n datum wees? Ek sê, ja, verseker. Verseker nie geweet nie. Sy woorde was nie 'n quote, ek dog jy word maar in die systeem groot. Die Here gee my die genade om daardie dag met hom die evangelie te deel, soos wat ek nou met u gemaak het. En hy spook sy geslaap met God. Ek weet nie of hy vandag nog leef nie. Dit is baie jare al in die Vrystaat. Ek gaan vra dat jy ons aan my gaan staan. Here, ken jou hart. Ek is nie afslaer nie, so ek gaan nie emosionele oproep op mense maak nie. Die belangrikheid is, dit soos jy vanmôre voel.
As jy môreoggend nog steeds so voel, dan weet jy, dis waaragtig. Bekering is 'n saak tussen jou en God. Want die Bybel sê in Hebreërs 4 vers 12, meen ek sê, want die woord van God is skerper as enige tweesnydende swaard. En hy dring deur, hy dring in tot die skeiding van gewrig en murg, van liggaam en siel. En hy is 'n beoordelaar van die oorlegginge van die hart. So die woord van God, Jesus Christus, hy oordeel my hart, my gesindheid, my motief. Hy weet hoekom ek doen wat ek doen. Heilige Vader, vanmôre dank ek U vir die waarheid van die woord. Dit is die woord wat vrymaak, dit is die woord wat verlos, dit is die woord wat bevry. Dit is die woord wat vanmôre, Here, ons wederbaar. Dit is die woord, saam met die Gees, wat ons wedergeboorte skenk. Dit is die woord wat vanmôre, Here, kettinge breek. Dit is die woord wat, Here, vanmôre ons transformeer om te word wie God weet ons kan wees. En ek bid vanmôre, Heilige van Israel, dat U vanoggend, Here, op die bonatuurlike manier, net soos wat U, Here, op 'n manier wat ons nie kan verklaar nie, 'n wille olyf op 'n mak olyf kan inneem. En daar die lewenssap, Here, ons nie net mak maak nie, maar ons ook die vermoë om vrug te dra. Ek bid, Here, dat U vanmôre kom doen dit wat U kan doen. U, Here, verander harte. Ek bid vandag, Here, terwyl vandag genoem word, dat ons, Here, werk sal maak daarvan om ons met God te versoen. Heilige Gees van God, U, Here, wat alomteenwoordig is, wat by ons bly en in ons woon, U wat vanmôre, Here, alles weet, alles sien, alles ken. Ek bid vanoggend dat U die woord van God 'n lewende werklikheid maak in ons lewens. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. As jy van hierdie video gehou het, druk die like en subscribe knoppie en laat die klokkie om op hoogte gehou te word van 'n volgende video plaasing. Die Here seën.